Goeiemôre broers en susters op hierdie 29ste November 2020. Wees gegroet in die naam van Jesus Christus en welkom by ons diens hier van die Hervormde Kerk Laagveld. U weet seker net so goed soos ek dat daar is nie vandag 'n diens by die kerkgebou nie vanoggend nie, want weens die Kersdiens wat vanaand 6:30 plaasvind by ons kerk in ons saal, is daar nou nie 'n oggenddiens nie. Maar tog in solidariteit met die Bybelgenootskap het ek dit goed gedink om tog die Bybelgenootskap se diens, soos wat hulle dit vir ons deurgestuur het en vir my deurgestuur het, tog aan u voor te hou as 'n woordverkondiging vandag. Ek wil daarom net sê voordat ek begin, het ons as gemeente ook in solidariteit met die Bybelgenootskap se 200ste bestaanjaar het ons ook self, ons het nagenoeg 200 Bybels uitgegee, amper 100, net so laas week, daar by Duivelskloof Laerskool vir die graad 7's, Afrikaanse en Engelse Bybels. So ons kom by Laerskool Duivelskloof, kon ons Bybel uitdeel en in Desember, gaan ons dan ook hier in die omgewing Bybels uitdeel, om op so 'n manier ook seker te maak dat die woord van God word versprei. Geliefdes, kom ons lees dan vandag saam uit die woord van die Here. Ons gaan eerstens gaan ons saam lees uit Genesis uit, Genesis 1 vers 1 tot 5 en daarna uit Johannes 1 vers 1 tot 5. Maar kom ons begin by Genesis 1 vers 1 tot 5 by die opskrif God se skepingswerk. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Dan het Johannes 1 vers 1 tot 5 die opskrif, die woord het mens geword. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Maar voordat ons voortgaan, kom ons bid en vra die Here dat hy ons sal lei in hierdie woordverkondiging wat vir ons voorlê ook vanmôre. Liewe Here, ons sê vir U so dankie dat ons so kan stil word, so oor multimedia, en dat ons kan uit U woord uit lees soos wat ons nou gedoen het. Here, en dat ons U stem so duidelik kan hoor deur die krag van die Gees wat na ons toe kom vandag. Maak ons harte oop, Vader. Maak ons gereed om U stem te hoor in ons lewens. O Vader, breek vir ons U woord oop. Maak ons gereed, Vader. Maar ons wil ook sê, Vader, dankie vir die dag. Dankie vir die reën wat geval het. Dankie vir U genade en liefde. En dankie vir ons gemeente, Hervormde Gemeente Laagveld, maar ook dankie vir U kerk. Here, dat U kerk gegee het vir ons as mense waar ons nie net kan leer nie van U nie, maar ook mekaar kan lief hê, mekaar kan dien, sodat ons U dien deur mekaar te dien. O Vader, lei ons is soekend na U wil, lei ons Vader dat ons U wil sal vind, want U het gesê, wie soek, sal vind. Ons loof U en ons bid dit nederig in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, net voordat ek hierdie preek vir U voorhou, wil ek net noem dat dit is geskryf deur Dr. Gerard Lindetjie en ook Dr. Sandri de Beer. Geliefdes, jou woorde is 'n uitdrukking van wie jy is dit nie so nie, dit openbaar jou identiteit. En God se woorde in die Bybel is woorde van hoop, laat daar lig wees. Honderde jare later ego hierdie woorde in die goeie nuus volgens Johannes. In die begin was die woord. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Vandag, liefdes, eeue later, in die jaar 2020,
hoor ons hierdie kosbare woord weer eens in Afrikaans, nê? Die Bybel 2020. Ja, die Bybel 2020 vertaling, die jaar 2020, die jaar van die Bybel. En u weet dit net so goed soos ek, dit was so 'n bietjie van 'n chaotiese jaar en selfs 'n donker jaar vir baie van ons. Maar ons kan dit afsluit met 'n boodskap van hoop, 'n nuwe vertaling van die Bybel in ons eie moedertaal. Die bekendstelling van die Bybel 2020 vertaling val ook saam vanjaar se eerste Adventsondag. Want vandag is ons eerste Adventsondag wat uitloop dan op Kersfees, waar ons onsself voorberei vir Kersfees en dit is die begin van 'n nuwe liturgiese jaar. So die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ons vier dan met dankbaarheid die boodskap dat God telkens weer na ons toe kom en 'n nuwe begin met ons maak. Selfs in donkerste en mees chaotiese tye van die lewe is God steeds teenwoordig. Dit was nog altyd so, nê? Sonder God se voortdurende en kreatiewe betrokkenheid sou die lewe totale chaos en duisternis gewees het. Dit sou die bestaan van lewe onmoontlik gewees het. Dit is volgens die woordelys in die Bybel 2020 die betekenis ook van die woord oerwater, waarna Genesis 1 vers 2 verwys word. Dit skets vir ons 'n prentjie van totale verlorenheid, leegheid en bedreiging. Is dit daarom dan nie 'n wonderlike troos nie, nê broers en susters, dat te midde van situasies wat totaal en al onmoontlik lyk, God tog betrokke is. Daar staan, maar die gees van God het oor die waters gesweef. By God is daar altyd maar 'n kans, nê? Niks is onmoontlik nie. Daar is altyd hoop. By God is daar altyd 'n maar. Niks is onmoontlik nie, nê? Daar's altyd hoop. Is dit nie wonderlik om dit te hoor nie, nê? Jesus se koms na die wêreld het hierdie boodskap vir ons opnuut vir ons bevestig. Die woord het deur die eeue die boodskap steeds gebring van Jesus se geboorte en sy vernedering. En as mens se seun gebore, het hy by ons kom woon. Geliefdes, met Jesus Christus se geboorte, sy sterwe en opstanding, het God weer eens 'n nuwe begin met sy skepping gemaak. Deur Jesus Christus het God ons bevry van die duisternis, van die sonde en die dood. 'n Situasie van wanhoop en dood word deur God omskep in die grootste oorwinning van alle tye. Jesus Christus word deur God opgewek uit die dood uit, nê? Die graf is nie die einde meer nie. Ons kan leef met hoop op 'n heerlike toekoms wat reeds begin het. En vandag, geliefdes, sit God sy skepingswerk voort deur die Bybel en maak hy steeds daarmee mense se lewens nuut, nê? Die Bybel bly belangrik. Die Bybel is God se woord in mensetaal. So deur die Bybel bereik God se boodskap van hoop miljoene mense in hulle eie taal reg oor die wêreld. En daarom is die vertaling van die Bybel so 'n belangrike en groot verantwoordelikheid. En ons sidder eintlik vir die gedagte dat mense deur die vertaling van die Bybel telkens probeer om iets van God se boodskap van hoop aan die mensdom weer te gee, nê? So, ons sidder eintlik vir die gedagte dat mense deur die vertaling van die Bybel telkens probeer om iets van God se boodskap van hoop aan die mensdom weer te gee. En weer eens is dit God wat deur sy gees aan mense die gawes gee om dit te kan doen. En wees daarom dankbaar, geliefdes, dat jy vandag 'n Bybel in jou eie taal het. God se woord bring hoop in ons lewens van vandag. Want deur die Bybel leer ons God ken. God is die skepper van hoop. Hy is die bron, die oorsprong van hoop. En ek weet nie met watter vorm van duisternis of chaos miskien jy op die oomblik in jou lewe mee te doen het nie. Maar deur sy woord sê God vandag vir jou, laat daar lig wees. Daar is hoop. God skep weer nuwe geleenthede. So moet dus nie leef asof dit jou laaste dag is nie. Leef asof dit die eerste dag van die res van jou lewe is. Ek en jy, geliefdes, is egter ook deel van die veel groter prentjie van die verspreiding en verkondiging van God se woord wêreldwyd. So ons is draers van die goddelike woord. Maria, die moeder van Jesus, was ook so 'n draer van die goddelike woord. So wanneer sy vir Elisabeth besoek en haar groet, spring die kindjie in Elisabeth se moederskoot van vreugde. 'n Ontmoeting met Jesus Christus, die woord
wat mens geword het 'n reaksie tot gevolg. En ek en jy het die voorreg om die wêreld met hierdie boodskap te bedien. Geliefdes, daarom is ons woorde so belangrik. Want deur ons woorde ervaar ander mense iets van God se teenwoordigheid. Vra jouself af, watter effek het my woorde op ander mense? Bring dit lig? Helder dit op? Gee dit hoop? Laat dit ander goed voel oor hulle self? Of is dit kwetsend? Maak dit seer, veroordelend, afbreekend? Laat ons dus daarop let, hoe ons met en oor ander mense praat, want deur die eeue heen het God nog altyd gepraat met en deur mense. God praat deur die verhale, gedigte, preke, briewe en liedere wat mense deur die loop van eeue opgeteken het. En uiteindelik is al hierdie getuienisse oor God vir ons saamgevat in 'n boek wat ons vandag ken en ons noem dit die Bybel, die woord van God. God se asem is tussen die bladsye van die Bybel. Ons ervaar dit wanneer ek self die Bybel in die hand neem, nê? Wanneer ek self die Bybel in my hand neem en daarin soek na God se stem. So wanneer ek die Bybel vat en sê ek soek God se stem, dan hoor ek kry God se asem in my lewe. En wie van ons het nie al die wonderlike ervaring gehad van om ewe skielik 'n boodskap van God daarin te ontdek nie, nê? Ek dink ons almal het dit al ervaar. Ons het sopas ook iets daarvan gehoor in die verskillende vertalings waaruit daar vir ons voorgeles is. Maar watter taal praat God? En broers en susters, God praat 'n taal wat almal kan verstaan. Dit is 'n taal wat nie vertaal hoef te word nie. God praat die taal van liefde. Dit is die taal wat nie woorde het nie, maar wat spreek deur dade. Dit is die taal van geduld met iemand se swakhede, van 'n vriendelike groet, van om ander te gun wat ek myself gun, van nederigheid en dankbaarheid. Dit is om die waarheid te praat. Dit is die taal van verdraagsaamheid bo alles, vergifnis, né? Dit is die taal wat Jesus ons kom leer het. Waar ons dit uitleef, geliefdes, kom God aan die woord. En ek dink hierdie is so 'n mooi gedagte, en hoor dit. Waar ons dit reg kry om dit te leef, God se woord te leef, spreek die Here en word die tyd oomblikke van ewigheid. Is jy besig om in mense se lewens 'n ewige verskil te maak deur die krag van die Heilige Gees? En dan breek die lig van God se eerste woorde telkens weer deur in ons wêreld. So laat daar lig wees. Amen. Dit was weer 'n voorreg, nee, broers en susters, vandag uit die woord uit te kon lees en 'n preek te kon hoor, nê? En natuurlik gaan Dr. Gerard Lindietjie en Dr. Sandree werk albei vir die Bybelgenootskap vanaf die Hervormde Kerk. So ons is besonder dankbaar vir hulle werk en dit wat hulle doen. En ek dink die Hervormde Kerk Laagveld het 'n besondere waardering vir die Bybelgenootskap. Daarom maak ons ook seker dat ons gereeld ons bydraes maak net vir kennisname vanaand se Kersdiens. Se deurkollektes gaan spesifiek vir Bybelverspreiding. So omdat dan nou vandag die 29ste November die dag vir Bybelverspreiding is en dit hulle 200ste viering is. En ek wil net weer, broers en susters, ek weet ek gaan dit nou doen, maar ek wil dit tog net weer doen. Ek wil jou nooi na vanaand se Kersdiens, 6:30, so 6:00 vir 6:30. Bring asseblief net ietsie saam om te eet, 'n lekker bordjie soet of sout ietsie, ons saam eet na die tyd. Ek wil u nooi, kom word deel van jou gemeente, van jou gemeenskap, kom sing saam, kom onthou waaroor Kersfees gaan. Geliefdes, kom ons sluit dan af met 'n gebed. Vader, ons sê vir u dankie vir die woord wat so reg deur die eeue van Genesis tot vandag toe kom u woord na ons toe. En u is die lig van die wêreld. Duisternis kan dit nie uitdoof nie, Vader, en u gebruik ons as u kinders om daardie lig verder te skyn. Vader, gebruik ons om 'n ligte te wees vir u koninkryk, om tot eer van u naam te wees. Vader, seën ons gemeente, seën die Bybelgenootskap, seën die kerk
En ons sê vir U dankie vir U genade en liefde. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek wil U 'n geseënde, wonderlike dag toewens en ek wil natuurlik U weer herinner aan vanaand se Kersdiens. Onthou, vanaand is nie net 'n Kersdiens nie, ons het ook 'n konsert, so ons gaan lekker sing. Ons het ook 'n konsert waar ons jong mense betrek. Natuurlik het ons ook 'n Kersboom waar elke kind 'n geskenkie gaan kry. So ek nooi julle asseblief, kom met die familie, kom sing, kom vier Kersfees. Geseënde dag, sien later, sien 'n week. Totsiens.